se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens, ja, Ben en Francis, jy by mekaar, en ons gaan net oor een ding praat, en dis Jesus. So welkom, skop uit jou skoene, sit agteroor. God gee 'n opdrag. Ek dink by nou moet ons weet, dat elke opdrag in die woord van God is belangrik. God is belangrik. Daarom het ons gesê, ons sal die Here ons God lief hê met ons hele hart, ons hele siel, en ons hele verstand. Want God is belangrik. Wat hy sê is belangrik. En dan sê hy iets in Tessalonisense 5, en ek het nou sommer die 83 en die 53 vertaling so langs mekaar, laat ons kan kyk, en nou kan ek nie sien nie, want ek het nie my bril op nie. Vers 21 sê, beproef alle dinge. Beproef alle dinge, en behou die goeie. Dit sê vir my, dat ek en jy moet alles ondersoek. Van elke ding seker maak, voor ons daaroor praat, voor ons daaroor getuig, voor ons lewe instel op een vers, op een Bybel, op een denominasie kerk, op een predikant. Ek dink is belangrik om, as jy weet jou hele wese, jou hele menswees en ook jou gesin en jou kinders en kleinkinders word beïnvloed op die leerstelling wat ek leer, die goed wat ek sê, die goed wat ek doen. As ek nie seker is van my saak nie, moet ek seker maak. Ons noem dit church hopping. Mense is elke Sondag in 'n ander kerk, en na 3 maande is hulle weer terug by nommer 1, en hulle gaan so in die ronde, en dit wissel van groot kerke, na Pinksterkerke, na demoniese kerke, na plekke toe waar die predikant goed preek wat onbybels is, en hulle is happy daarmee, maar hulle het net teruggekom by die opdrag van God wat sê, beproef wat jy hoor nie. Luister. Ek dink op hierdie stadium in Suid-Afrika is 99% van die mense wat hier woon, meer as een taal magtig. Afrikaans, Engels, baie meer is nog een of ander Rainbow Nation taal magtig. So ons is eintlik geseënd om baie tale te kan praat, te kan hoor, te kan verstaan, soms te kan skryf, te kan spel. Ek glo die vertaling wat ek gebruik, die 53 vertaling, is baie maklik leesbaar, is baie maklik verstaanbaar. Ek persoonlik hou die meeste van hierdie vertaling. Ek het met hom groot geword, ek verstaan hom, ek ken hom, ek weet min of meer wat in hom aangaan en waar dit staan. Maar nogtans
sê God vir my vandag, Ben, beproef alle dinge, ondersoek dit, gaan kyk, hier sit jy nou rustig voor die braambos, jy kyk vir my, ek en jy gesels lekker, en jy hou dalk van wat ek sê. Maar God sê nee. God sê nee, gaan kyk, wat 'n woord het hy gebruik. Gaan kyk, wat 'n taal het hy gebruik. Gaan kyk, wat het hy gesê wat daar staan. Wat het hy gelees? Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, by begin daar by 12 lyk dit, nee 18, wees in alles dankbaar, beproef alle dinge, onthou julle van alle vorm van kwaad, hy mag die Here van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik wees, onbewuslik bewaar word by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Beproef dit. Gaan kyk of wat ek gelees het in die woord staan. Gaan kyk wat sê die ander vertalings. Gaan kyk wat sê, as jy nou baie slim is, dan begin jy die Grieks lees en die Hebreëus en die Latyn en Aramees en al die baie meer ingewikkelde tale. Maar ondersoek dit. Ondersoek die predikant op die kansel se hart, sy siel, sy verstand, wat hy sê, hoe hy homself promoveer, hoe hy lyk as hy daar staan, en hy sê, ek praat namens Jesus Christus, en God het gesê, beproef alle dinge. Ek praat namens God, maar hoe lyk ek? Hoe is ek geklee? Hoe is ek aangetrek? Wat is present? Present ek myself? Hoe stel ek myself voor? En dan wonder ek, wanneer kom daar 'n dag, dat ons die woord van God vat? Pastoor Dani Gerber, jy kan hom sien op Facebook, Warriors, stik net in Warriors, dan kom jy by Pastoor Dani en Sonja Gerber se bladsy uit. Eendag bring hy die woord, en ek het al so baie daaroor gepraat, want dit was vir my so skokkend die waarheid. En hy sê, kom ons gaan na Eksodus 20 toe, en hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit slawerny uitgelei het. Hy het my nie uitgelei nie. My liewe mens, hy lei jou elke dag uit die sonde van slawerny van sonde, en rook en drink en egbreek en alles wat jy wil. Ag nee, kom ons skeer hierdie bladsy uit. En hy skeer die bladsy uit. Later het ek uitgevind, dit was nie 'n Bybel nie, ek was amper dood daai dag. Jy mag nie egbreek nie. Nee, my affair is nou nie regtig egbreek nie, so hier en daar 'n ou ietsie, skeer die bladsy uit. Jy mag nie steel nie. Nee, dis nou nie op my van toepassing. Daai potleer wat ek by die werk vat en vir my kinders gee, is unwritten privileges. Skeer die bladsy uit. En baie mense se Bybels is nou so dun. Miskien so dun. Want ons het al die bladsye uitgeskeer. Want ons hou vas aan tradisie. Ons hou vas aan ons ouers se lering. Sonder om bewus te wees, dat ons ouers, of sonder om in berekening te bring, dat my ouers wat my groot gemaak het, my grootouers, was baie oud. Toe was ek nog 'n klein seentjie. En na die beste van hulle vermoë, het hulle my na die kerk toe gevat, en hulle het my die goed geleer, wat die predikant hulle geleer het, wat nie die goed ondersoek het, wat in die woord staan nie, dan sou hy nooit die goed gepreek het, wat hy gepreek het nie. My liewe mens, en ek het so groot geword, en ek het dit geglo, maar toe kom daar 'n dag, wat ek self die woord kan ondersoek.
Dat ek self kan gaan kyk, wat sê God se woord omtrent baie dinge. En nou moet ek God se woord aanneem. En nou moet ek verander na wat God se woord sê. Nie wat die predikant 60 jaar terug vir my ouma hulle gesê het, dis nou amper 70 jaar terug, en hulle my geleer het nie, want die woord is nou oopgebreek, die gordyn in die tempel het geskeur van bo tot onder. Ek kan nou self in die allerheiligste ingaan en gaan kyk, wat sê die woord? En as die woord sê LGBTQ is verkeerd, dan moet ek nie glo wat iemand anders van my sê nie. Ek moet gaan kyk wat sê die woord. Die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel. En as die geskrewe woord sê 'n man kan nie by 'n man lê nie, dan moet ek dit gaan ondersoek en uitvind, maar dit moet die waarheid wees, want 'n man en 'n man kan nie 'n kind hê nie. God sal nie dit gemaak het nie, hy sal dit nie toegelaat het nie. Ons moet vir daai kinders bid, want hulle hou vas aan 'n vals leer, omdat hulle nie die woord ondersoek nie. As die woord van God sê, bekeer jou en laat jou doop, dan beteken dit in goeie Afrikaans, ek moet my sondes los, en dan moet ek gedoop word. Nie groot en klein nie, die doop van gelowiges, die onderdompeling is die doop van gelowiges. Moenie met my stry nie, mense wil met my stry, en ouma het dit gesê, en oupa het dit gesê, en ek het nie so groot geword nie. Dis nie die vraag nie, die vraag is, wat sê die geskrewe woord van 'n lewende God? Nou hierdie Bybel wat ek hier vashou, as my oorlede mammie sin, wat in, ek dink 63 al oorlede is, en nou kry ek nie daai bladsy nie, wat haar naam ingeskryf was nie, ek wonder of hy val uit mekaar uit die Bybeltjie. Maar die Bybel sê nog steeds die waarheid. En ek en jy moet gaan ondersoek, is dit die waarheid? Is my kerkdenominasie die waarheid? Of is die predikant die waarheid? Of is voor ek by hierdie huis van God wil aanbid, moet ek eers gaan kyk wat sê hulle leerstelling. En as hulle sê wat teenstrydig is met die woord van God, dan moet ek vir hulle gaan waarsku. En as hulle nie luister nie, moet ek 'n tweede of 'n derde saamvat. En daarna moet ek hulle stof van my voete afstof. Want hulle is met die verkeerde goed besig. Hulle is met die verkeerde goed besig. Hulle mislei die mense, hulle mislei die volk. My liewe mens, ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Ons volk gaan ten gronde. Ek vertaal dit, ons mense, ons Christene gaan hel toe as 'n gevolg van kennis wat hulle nie het nie. Want hulle soek nie kennis nie. Hulle gaan sit in 'n gebou en hulle asem vrot lug in, wat deur iemand wat of moeswillig is, of daar geplant is om hulle te mislei, of wat nie bereid is om die waarheid te praat nie. Want dis baie makliker om te sê, as jy vir my R1000 gee, gaan ek vir jou bid en jy gaan gesond word. En dan collect hulle die 1000. Hulle noem dit prosperity. As jy doen wat ek sê, gaan jy hemel toe. As jy elke week vir die gemeente 'n skaap bring, weet jy wat, en vir die pastoor vetkoek bak en al daai goed, gaan jy hemel toe. Dis nie wat die woord sê nie, jou werke gaan jou nie red nie. Jou liefde vir God die Vader, jou aanbidding,
jou verhouding met Jesus Christus gaan jou red. Die tyd hang my in, ek moet afsluit. My liewe mens, gee jou hand. Gee jou hand. Here, elke hand, myne ingesluit, sit ons in Jesus hande. Here, laat ons elke sin, elke woord, elke preek op radio, TV, elke woord in elke gemeente, elke Christen begin ondersoek. Die waarheid sal lief hê, God sal dien, soos die woord van God, die Bybel, ons opdrag gee, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. 072 577 1196. Asseblief praat met my, stuur my WhatsApp, gaan soek my op WhatsApp, op Facebook en op YouTube, gaan like, subscribe en daar's nog iets wat jy moet doen. Ja, en antwoord my. Laat ons hierdie woord kan uitkry, laat almal dit kan hoor. En as ek 'n fout maak, sê dit vir my. Laat ek dit kan regmaak, dat ek nie 'n valse predikant is nie. Amen. Benne Francis Loubser, ons is van Eastvale in Springs, Jesus is lig, Pastoor Roan Marie, baie liefde, amen.